Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid toe voortgaan. Nou, wie het vir jou die volmaaktheid bewerkstellig? Jy weet mos, dis nie jy wat die volmaaktheid moet bewerkstellig nie. Dit is God wat aan jou 'n volmaaktheid geskenk het. So jy moet die geskenk van God ontdek en aanvaar. So hy sê maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Kom weg van daai goed af, om in God te glo, om van dooie werke af, wat jy probeer om God te beïndruk, deur jou paar sente wat jy vir God wil gee, of jou goeie werkies wat jy vir hom, kom weg daarvandaan af. Begin sien wie vir jou gekom het. Begin sien hoe hierdie groot God vir jou 'n volmaaktheid bewerkstellig het. Beweeg aan na die volmaaktheid toe. Hy sê in Kolossense 2 vers 9. Hy sê, want in hierdie seun, Jesus Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. As jy dit sien, dan begin jy dadelik terugdink aan 1 Timoteus 3 vers 16, wat sê, God was gebore in die vlees. Hierdie groot God van die hemel het die aarde besoek vir een enkele doel, om jou volmaaktheid weer te stabiliseer, om weer vir jou 'n volmaaktheid te verwerk, sodat jy in daardie volmaaktheid kan staan. So, wanneer mense in skrifte inkyk, dan begin jy inkyk, hoe het hy dit gedoen? Wat het hy gedoen om vir my 'n volmaaktheid te skep? Hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, in Jesus Christus. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Sien, ewe skielik, dan sien jy, dat uit die geestelike realm, uit die ontoeganklike lig, het hierdie groot wese gekom, om in die vlees gebore te word, om vlees te word soos jy, maar in daardie vlees bring hy die gees van daardie ontoeganklike lig, kom hy daarmee om jou te bekragtig, om jou weer met sy gees te bekragtig, met sy gees te vul. Dit is dit wat Efesiërs 1 vers 13 dan noem. Hy sê, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding of julle werklikheid hoor, toe is julle verseël, en toe julle dit aanneem, is julle verseël met die Heilige Gees van belofte. Jy sien, toe jy sien wie jy werklik is, dat jy gees is van God se gees, toe word jy verseël, toe word dit vir jou 'n werklikheid. Wat is jy en ek wat net een realiteit moet ontdek, nou en nie later nie, dat dit lê nie in die natuurlike realm nie. Dit lê nie in die spore van die verlede nie. Dit lê in 'n werklikheid nou, dat jy verbind jou gees met God se gees. Jy aanvaar dit wat God vir jou gegee het, dat jy verseël raak met God se gees. Ek dink so baie mense het al gesê, ek wens net ek kon onder so 'n woord groot word. Ek wens ek kon onder die stoele lê en groot word as 'n kind, onder so 'n woord. Laat ek geweet het ek het 'n toekoms, dat ek geweet het ek is in die oorwinning al die tyd, dat ek geweet het daar's 'n volmaaktheid vir my, dat ek geweet het as ek die volmaaktheid aanvaar, wat God my geskenk het in Jesus Christus, dan kan ek al die tyd in 'n rustigheid voorbeweeg. Dit maak nie saak watter storm sal kom nie,
Maak nie saak watter leeukuil sal kom nie. Maak nie saak wat sal gebeur, oorloë, gerugte van oorloë. Dit maak nie saak of daar brandstapels sal wees nie, want ek het daardie oortuiging dat my gees is met God se gees verbind. En ek is al die tyd in die volmaaktheid. Niks kan my bedreig nie. Geen hoogte, geen diepte, niks kan my skei van die liefde van hierdie groot God wat my bemin het nie. Hoe ver kan 'n mens wegdwaal? Hoe lank kan 'n mens in daardie duisternis bly om nie te kan sien dat in hierdie natuurlike riem kan jy niks bereik van ewigheidswaarde nie. As jy terugdink aan hierdie skriffies en jy dink hy is die enigste een wat vir jou vrede kan gee wat nooit weer kan verander nie, want hy is die vredevors. Hy is die een wat gekom het om in jou te woon sodat jy 'n stabiele en 'n volmaakte lewe kan lewe. Dat julle sal wegkom van julle tradisies af. Matteus 15 vers 6 sê, julle maak die, en dis Jesus self wat praat. Hy sê julle maak die woord van God kragteloos deur julle tradisies. Julle kan nie die werklikheid sien nie. Julle kan nie die werklikheid aanvaar nie. 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9. Hy sê wat julle ook sal bevestig, hierdie seën wat gekom het, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van die Here Jesus Christus onberispelik te wees. Nie wat jy vir God moet doen nie, wat God vir jou kom doen het. En jy sal nooit, luister mooi, jy sal nooit, daar is nie 'n moontlikheid dat jy hierdie dinge sal verstaan, as jy nie verstaan dat God vir jou sê, jy is my beminde nie, ek bemin jou. Dan herhaal hy in vers 9, hy sê God is getrou, deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus. God is getrou man, hy sal nie, hy sê in Psalm 138 vers 2, hy het sy woord hoor as sy naam gemaak. Hy sal nie vir jou lieg nie. Judas 1 skryf, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Dit is net voor Openbaringe, 'n klein boekie, Judas. Net een hoofstuk, en dan lees hy so in die 24ste vers. Hy sê, aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel. Hy wat dit doen, nie jy nie, hy wat dit doen. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe die heerlikheid, majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Nou en tot in alle ewigheid. As jy besef hoe groot hierdie realiteit is, dat dit absoluut God is wat gekom het. Absoluut hierdie groot God wat in ontoeganklike lig bewoon. Hy is die seun wat gebore is. Hy is die een wat sy lewe vir jou kom gee het. En om af te sluit, moet ons net na daardie lewe vir 'n oomblik kyk. En dan moet jy besef, dit is die God wat die ontoeganklike lig bewoon. Wie hy is en wat hy vir jou is. Nou, hy sê, maar deur God is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het. Hy het dit vir ons geword. Wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en ons verlossing.
Hy het dit vir jou geword. En as ek en jy nie hierdie realiteite aanvaar, wat hierdie groot God vir ons kom doen het nie, het ons geen hoop om ooit die ontoeganklike lig te bewoon. Daar's nie 'n moontlikheid nie. Die skrif is baie duidelik, sonder heiligheid of sonder heiligmaking is dit onmoontlik om hierdie groot God te sien. Maar dis nie 'n heiligmaking wat jy kan bereik nie. Dit is iets wat jy moet aanvaar. Hy het vir jou geword, jou geregtigheid. Hy het vir jou geword. Kan jy dink hoe lief moes hy ons gehad het? Terwyl ons dood was in sonde, kom word hy ons geregtigheid, kom word hy ons heiligheid, kom word hy ons verlossing, sodat ons net een realiteit moet ondervind. Ek wil hom aanbid. Ek wil hom vir ewig verheerlik. Ek wil gedurig deur my dank aan hom kom uitspel. Ek kan nie wag vir die volgende samekoms om hierdie God te verheerlik en hom te eer vir dit wat hy vir my kom doen het, vir die sleutels wat hy vir my kom gee het om die ewige lig te open en te bewoon nie. Jesus.